se naam? Steek jou hand op. Hou jou hand op, dan gaan ek jou vra. Wat is die naam? Stable. Stable in Engels, die stal in Afrikaans. Ok, verduidelik vir my. Kijk, wat is die belofte wat God gesê het sal hier in vervulling gaan? Heel eerste, wat 'n Bybelskrif? Wat 'n Bybelskrif het God gesê? Romeine 8 vers 19. Romeine 8 vers 19, hou jou hand op, anders vra ek jou. Wat sê Romeine 8 vers 19, waaroor gaan, wat het God gesê gaan hier gebeur? Die seun van God gaan hier opgerig word. Die seuns van God gaan hier opgerig word. Right, waar is die eerste seun van God opgerig? Waar? In 'n stal. Hoekom 'n stal? Hoekom nie 'n 5-ster hotel nie? Hoekom is nederigheid vir God belangrik? Wat haat hy? Hoogmoed. Kom ons gaan naar die stal. Die van die seuns van God. Kom ons gaan naar die stal. Die van die seuns van God. Hy roep die al wat moeder Maria kon maak is sy kon hom 'n doeke toedraai en in die manger lê. Wat is 'n manger in Afrikaans? Die voerbak waar hy die diere hulle kos eet. Het sy hom gelê. Daai selfde tyd buite in die veld. Aan wie het hy hulle verskenk? Aan die skaapwagters. En hulle het gesing. Daar's groot blydskap in die wêreld want die Christus is gebore. Daar's 'n boodskap, die engele gaan weer sing hierson. Wanneer daar nog Christusse gebore word. Want dis waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het. Dat hy nog baie broers en susters vir God kan oprig, waarvan hy die oudste een is. Met ander woorde, daar's 'n plaatjie, jy moet daai boodskap kry. Die engele sal weer sing. Amen. Ons lees in die Bybel Romeine 5 vers 8. God laat blyk sy liefde. Die ander Afrikaanse taling sê God bewys aan jou sy liefde. Hy bewys dit. Hy bewys sy liefde aan jou. Dat hy Christus aan die kruis laat sterf het vir ons. Luister nou. Ten spyte daarvan dat ons sondaars is. Wat beteken dit? Romeine 5 vers 8. Terwyl jy is die mensdom, terwyl die mensdom teen God gesondig het, want die Bybel sê, ons almal het Adam en Eva se sonde geërf. En daarmee saam vernietiging, slaaf van sonde, slaaf van die dood, mislukking in hierdie lewe, ontevredenheid, iets binne in jou hart sê vir jou, die lewe is nie lekker nie. Ek werk, kry geld, maar het is asof ek nie vooruitkom nie. Ek kan nie my lewensdrome bewaarheid nie. Nou oké, hier kom die waarheid. Terwyl jy sonde gedoen het, het God na jou gekyk, en die Bybel sê, hy was lief vir jou. Jy sien, dis 'n waarheid wat jy van moet weet, en jy moet dit vat vir jou lewe. Jy sien, Satan maak jou bang, hy sê, God is kwaad vir jou. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, dit is moeilik vir ons breine om die ding te verstaan. Sê die Bybel was God lief vir jou. Hy het na jou gekyk. En hy was nie kwaad nie. Hy het jou nie begin haat nie. Hy het nie begin straf uitdink vir jou oor wat jy doen nie. Hy het gesê, man, ek is so lief vir hom. Daai ou wat sy vrou so slaan, wat sy kinders so te nakom. Ek is lief vir hom en ek sal my seun in sy plek gee dat hy kan vrykom van daai kettinge wat hom so vashou, daai verkrachting, daai roof, daai moord, daai tik. Daai sit in die tronk. Daai dinge wat hy verkeerd doen. Luister wat sê Romeine 5 vers 8. Terwyl jy in jou sonde voortgeploeter het. Terwyl jy
dinge gedoen het, teen God en teen jou medemens, was God die hele tyd lief vir jou. Hy is lief vir die hele mensdom. Het jy al gesien as het reën nie net op die God se kerklopers nie. Nee, het reën sommer op die verkragters en die dronkes en die alles. En reën is 'n teken van God se liefde en seëning. Mense, die waarheid wat ek na julle toe bring. Jy kan nou maar ontspan. God is lief vir jou. Jou foute, jou sonde, hou hy nie teen jou nie. Al wat God by jou soek is jou liefde. Vamos